Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se Huiskerk. Nou hierdie week, die afgelope week, vier ons twee vryhede. Verlede naweek het ons Paasnaweek gevier, toe ons deur Jesus se kruisiging en opstanding verlos is, vrygemaak is. En vandag vier ons Vryheidsdag. Ons vier dat ons hele land vry is. Ons vier 'n nuwe era in ons land se geskiedenis wat aangebreek het met die verkiesing op 27 April 1994. So Paasfees en Vryheidsdag is twee vryhede. Dit klink soos heeltemal verskillende goed, maar die een, soos die een sal sê, is geestelik en die ander een is polities, maar eintlik gaan albei hierdie twee vieringe oor 'n behoefte om regtig vry te wees. Dis iets wat ons almal mos wil hê, vry van vrees, vry van onderdrukking, vry van sonde en vry van 'n klomp ander goed. Maar hoe vry is ons regtig? Hoe verlos is ons regtig? Die teoloog professor Christina Landman het hierdie vraag gevra en om dit te toets het sy 'n vraelys opgestel wat sy gevra het vir ander Christene. En in hierdie vraelys het sy 'n klomp goed geïdentifiseer, 'n klomp vrese geïdentifiseer. En sy het dan vir die mense gevra, watter van hierdie volgende goed wil hulle die graagste van vry wees? En die goed wat sy vir hulle gevra het is soos, wil jy vry wees van vrees en angs en depressie, van drank of dwelms, van 'n swak selfbeeld of twyfel in jouself, vry van finansiële probleme, vry van die vrees vir die dood of die ouderdom of vrees vir die onbekende, goed waaroor jy dalk skuldig voel of skaam voel waarvan jy wil vry word. Dalk wil jy vrykom van 'n toksiese verhouding waarin jy vasgevang is. Of jy wil ontsnap van 'n siekte of kroniese pyn. Of dalk is jy bang vir waarheen die politiek en ons land en ons wêreld heen op pad is. En sy het hierdie goed vir mense gevra en sy sê sy het op baie interessante antwoorde gekry. Maar op die einde het sy tot die gevolgtrekking gekom dat daar eintlik maar net een antwoord is. En dit is dat al die mense wil vry wees van al hierdie goed. Ons moet van al hierdie goed verlos word. En dan vra sy, waarom is dit so dat ons bedoelende Christene, mense wat veronderstel is om vry en verlos te wees, dan nog steeds so gevangenes is van hierdie goed? Waarom is ons as Christen nog steeds so vasgevang in hierdie goed? Nou met dit in gedagte wil ek gou so 'n paar teksgedeeltes lees. Ons gaan begin met Lukas 4 vers 18 en vers 19. En hier is in hierdie teksgedeelte praat Jesus oor homself en hy sê wat hy kom doen het op aarde en hoe hy gekom het om mense van sekere goed te verlos en vry te maak. So Jesus sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die goeie boodskap aan arme mense te verkondig. Hy het my gestuur om vir gevangenes aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word, en vir blindes dat hulle weer sal sien, om onderdruktes te bevry en om die genadejaar van die Here aan te kondig. En dan lees ons ook Johannes 8 vers 34 tot 36. En hierso in hierdie gedeelte bevestig Jesus ook dat hy gekom het om mense vry te maak van sonde. Jesus sê, ek sê vir julle, elkeen wat sonde doen is 'n slaaf van die sonde. En die slaaf bly nie vir altyd in die huis nie, maar die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle werklik vry wees. En dan ook Galasiërs 5 vers 1, waar Paulus bevestig hierdie vryheid wat Jesus vir ons kom verseker het. Paulus skryf, vryheid is waarvoor Christus ons bevry het. Staan dan vas en laat julle nie weer onder 'n juk van slawerny indwing nie. En dan in Galasiërs 5 vers 13 sê Paulus dat ons ook 'n verantwoordelikheid het om hierdie vryheid uit te leef. Hy skryf, julle is tog tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik, sodat dit aanleiding gee vir die vlees nie, maar dien mekaar in liefde. Nou, ek onthou die dag toe ek vir die eerste keer regtig genade verstaan het.
Dit was in graad 11 of standaard 9 nog daai tyd, in die belydennisklas. Dit was die dag toe ek verstaan het en besef het, geklik het, dat God vir my lief is, sonder dat ek enigiets hoef te doen. Ek hoef nie eers vir God terug lief te wees nie. God is in elk geval lief vir my. Dat ek nie God se liefde hoef te verdien nie, maar dat dit verniet vir my gegee word. En ek onthou hoe verlig ek gevoel het daai dag. Ek onthou dit was soos 'n las wat van my skouers afgeval het. Ek het regtig vir die eerste keer vry gevoel. Nou met die kruisiging en die opstanding het Jesus juist dit vir ons moontlik gemaak, hierdie tipe vryheid. Ons word nie teruggehou, dit het gemaak dat ons nie teruggehou hoef te word deur ons vrese nie. Ons is vir altyd vrygemaak deur Jesus. Soos ons gelees het in Johannes 8, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle werklik vry wees. Dis bietjie soos 'n gevangene wat vir baie lank in afsondering aangehou is in 'n donker sel, en toe uiteindelik vrygelaat word, toe is hy so gewoond in die donker dat hy bang is vir die lig. Ek dink ons is ook soms so. Ons is so vasgevang in al die goed waarvan Christina Landman geskryf het, dat ons sukkel met die vryheid wat Jesus vir ons gegee het. So Paasnaweek is 'n herinnering dat Jesus die deure oopgegooi het, dat hy ons vrygemaak het. Dis 'n uitnodiging om in die lig in te stap en regtig as vrygemaakte mense te leef. So dis die eerste vryheid wat ons die afgelope week gevier het. En dit bring my dan by Vryheidsdag, die ander vryheid wat ons ook hierdie week vier. Nou as jy oud genoeg is, sal jy waarskynlik onthou waar jy was op 27 April 1994. Ek onthou dit baie goed. Ek was 'n student op Stellenbosch en ek onthou ons in 'n lang ry gestaan het by die stadsaal op Stellenbosch om te gaan stem. En dit het nogal lank gevat, maar dit het ons nie geplan nie. En ons het daar in daai ry gestaan saam met mense, van ryk mense en arme mense, verskillende rasse, verskillende ouderdomsgroepe, en almal was geduldig en dit was lekker om saam met mekaar in daai ry te staan. Dit was 'n wonderlike, opwindende en 'n hoopvolle dag. Dit was 'n nuwe hoofstuk in ons land se geskiedenis en ek glo dit was iets wat God vir ons moontlik gemaak het, wat God vir ons gegee het. Maar ten spyte van die vryheid wat ons op Vryheidsdag vier en wat op daai dag begin het, is daar nog steeds mense vandag 31 jaar later wat nog steeds vasgevang is, mense wat nog nie regtig vry is nie. Mense wat vasgevang is in armoede byvoorbeeld. Mense wat vasgevang is in vrese en in haat en nog 'n klomp ander goed ook. So dit wys vir ons dat ware vryheid stop nie op die dag wat jy regtig vryheid beleef het nie. Ware vryheid het nie gestop by die opstanding nie byvoorbeeld. Ware vryheid het ook nie gestop by Vryheidsdag nie. Vryheid is iets wat vorentoe gevat moet word. Dis iets wat uitgeleef moet word. Paulus sê ons is medewerkers van Christus. Met ander woorde, ons is mense wat vryheid moet verder vat. Wat hierdie vryheid wat Christus vir ons gegee het, moet gaan uitleef in die wêreld waarin ons leef. Dis wat Paulus ook geskryf het in die teks van Galasiërs wat ek net nou gelees het. Hy skryf, julle is tog tot vryheid geroep. So moenie julle vryheid misbruik nie, maar dien mekaar deur liefde. So vryheid, wat Paulus hier sê, is vryheid is 'n roeping. Dis nie iets wat ons vir onsself kan doen nie. Dis nie iets wat ek vir myself en my eie groep kan toeëien nie. Dis nie net iets waaroor fees gevier moet word en dan beweeg ons aan nie. Vryheid is iets wat ons ook moet gaan uitleef. Wat ons elke dag moet uitleef. Mense wat regtig vry is mense wat liefde op verskillende maniere uitleef. Mense wat regtig vry is mense wat leef met oop oë en oop hande en oop harte. Mense wat regtig ander mense dien met liefde, soos Paulus geskryf het. So hierdie afgelope week vier ons 2 vryhede, soos wat ek net nou gesê het. Ons vier Vryheidsdag
Maar saam met dit moet ons onthou dat politieke vryheid is iets wat baie, baie kwesbaar is. Ons sien dit nou byvoorbeeld in Amerika uitspeel. Dit is baie kwesbaar, politieke vryheid. So ons moet nie dit as vanselfsprekend neem nie. Ons moet aanhou werk daarvoor, ons moet aanhou veg daarvoor, ons moet aanhou seker maak dat dit vir almal beskore is. Maar dan vier ons ook die vryheid wat ons met die kruisiging en die opstanding gekry het. En dit is 'n vryheid wat nooit van ons af kan weggevat word nie. Jesus nooi ons uit na 'n lewe vry van skuldgevoel, vry van vrees, vry van haat. En hy nooi ons uit om hierdie vryheid ook met ander mense te gaan deel, om dit ook te gaan uitleef in ons wêreld. So vryheid is bietjie soos 'n vleer. 'n Vleer kan mos net ordentlik vlieg as dit met 'n tou geanker is. As jy die tou knip, dan gaan die vleer val of die wind gaan die vleer wegwaai. Nou vryheid werk dieselfde. As ons is net regtig vry as Jesus wat opgestaan het ons anker is. So mag ons vashou aan Jesus terwyl ons as vrygemaakte mense in hierdie land en in hierdie wêreld leef. Amen.